Erasmus, die 24ste en die 28ste Dani Kat Winter se huweliksertyd. Baie geluk aan julle, en soos die Here dankbaar vir sy woordgenade. Kom ons sit net so, dan sal ons vooraf Psalm 47, waarvan die eerste en die tweede vers. Psalm 47, die eerste en die tweede vers. Psalm 46, die eerste en die derde vers, en daarna bly ons staan as ons geloof kan saamleef.
ons geloof, saam met die kerk deur al die eeue en ook nou reg oor die wêreld. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het en onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het, begrawe is en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, maar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. En ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons gaan ons nou verootmoedig voor die Here, ons lees saam met die Here se woord, sy wet, in Deuteronomium hoofstuk 5. Ons lees saam in die Here se woord vanaf vers 1, Deuteronomium hoofstuk 5. Moses het hele Israel laat roep en vir hulle gesê, hoor Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek, julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Die Here ons God het by Horeb met ons 'n verbond gesluit. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met onsself. Ons wat hier vandag almal in die lewe is. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. En jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. En jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye of sy diensknegt of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is. Die 8ste gebod bely ons in Sondag 42. 8ste gebod sê mag nie steel nie. Wat verbied God in die 8ste gebod? God verbied nie slegs die diefstal en roof wat die owerheid straf nie, maar hy beskou ook as diefstal al die skelmstreke en die liste
waardeur ons probeer om ons naaste se besittings in die hande te kry. Dit kan gebeur met geweld, of 'n skyn van reg, soos deur die vervalsing van gewigte, lengtemaat, inhoudsmaat, goedere, geld, deur woeker of enige middel wat God verbied. Hy verbied ook alle gierigheid en alle misbruik en verkwisting van sy gawes. Maar wat gebied God jou in hierdie gebod? Ek moet die belange van my naaste waar ek kan en mag bevorder en hom so behandel soos ek wil hê dat die mense my moet behandel. Daarby moet ek ook my werk getrou doen, sodat ek die behoeftiges en die nood kan help. Kom ons antwoord, dan sing ons Psalm 47. Daarvan gaan ons sing verse 1, 2 en 9. 47, 1, 2 en 9 op die wysie van Psalm 116. Dis 'n gawe uit U hand waarvoor ons U alleen wil dank.
Julle lewe is genade. Hemelse Vader, ons het groot geword met soveel seëninge. Ons word groot met soveel seëninge. Dis alles net genade uit U hand. Besef dit as ons die wet lees, besef dat natuurlike mens hierdie wet van U haat. Dis vir ons moeilik. Ons naaste liefde is soos onsself. Sukkel daarmee, o Here. Dis vir ons moeilik om U lief te hê. Alles in ons. Ag, maak ons tog vol van U woord. Maak ons tog vol met die besef en die wete dat U 'n verbond met ons opgerig het, dat U ons na U toe trek. U saam met ons wil wandel, baie keer stap ons weg van U af en wil die paadjie alleen stap. Dan bring U ons maar weer terug. So genadig is U. Smeek U ook. U woord vir ons sal oopbreek. Die woord nie net koue letters wees op papier nie. Mag U self tot ons spreek. Neem ons gedagtes, ons denke, verstand, ons gevoelens, neem dit alles tog gevange. Mag dit so omvorm word, meer en meer na U toe. Ons bid en ons vra dit. Ons Verlosser Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons sing saam Psalm 70, daarvan sing ons die eerste 2 verse, of althans al die verse dan. Psalm 70, daarvan vers 1 en 2. Vers 2 sing ons, maar laat U volk van sorge vry en U weer vrolik wees en bly. Mag ons uitroep by julle heilgenot, by die genot, by die vreugde wat ons het van die Here wat ons heil is, van die Here wat ons verlos. Hoe groot, hoe wondergroot is God. Dit wat daar 70, 1 en 2. Amen.
Ons lees vanoggend saam met die Here se woord uit Handelinge hoofstuk 27. Handelinge lees ons saam uit hoofstuk 27. Dis die tweede laaste hoofstuk van die boek Handelinge. Ons lees saam vanaf vers 1. Toe daar besluit is dat ons moes wegvaar na Italië, het hulle Paulus en sommige ander gevangenes oorgegee aan 'n hoofman oor 100 van die keiserlike leerafdeling met die naam van Julius. En nadat ons in 'n skip van Adramyttium gegaan het met die doel om by die aanlegplekke in Asië aan te gaan, het ons afgevaar en Aristarchus van Macedonië, 'n man van Thessalonika, was saam met ons. Die volgende dag het ons by Sidon aangekom en Julius het Paulus menslievend behandel en hom toegelaat om vriende te besoek en versorging te ontvang. En daarvandaan het ons afgevaar en onderkant Cyprus verbygeseil omdat die winde teen ons was. En so ons het daarop die see langs Cilicië en Pamfilië deurgevaar en by Myra in Lycia aangekom. En daar het die hoofman oor 100 'n skip van Alexandrië gevind wat na Italië vaar en ons daarop laat oorklim. En verskeie dae het ons langsaam gevaar en met moeite teenoor Knidus gekom, en omdat die wind ons nie toegelaat het nie, onderkant Kreta langs gevaar teenoor Salmone. En toe ons met moeite dit verbygeseil het, kom ons by 'n plek wat genoem word Mooihavens, in die nabyheid waarvan die stad Lasea is. En omdat 'n geruime tyd verloop het en die skeepvaart al gevaarlik geword het en die vastyd ook al verby was, het Paulus hulle gewaarsku en gesê: "Manne, ek sien dat die reis met 'n ramp en groot skade verbonde sal wees, nie alleen vir die vrag en die skip nie, maar ook vir ons lewe." Maar die hoofman oor 100 het meer aan die stuurman en die eienaar van die skip geglo as aan die woorde van Paulus. En omdat die hawe nie geskik was om daar te oorwinter nie, het die meerderheid aangeraai om ook daarvandaan af te vaar en indien moontlik Phoenix te bereik om te gaan oorwinter, 'n hawe in Kreta wat oopgelê het na die suidweste en na die noordweste. En toe die suidewind saggies waai, het hulle gedink dat hulle voorneme kon uitvoer en die ankers gelig en langs Kreta verbygeseil. Maar nie lang daarna het 'n stormwind wat Euroclydon genoem word, waarvandaan neergeslaan. En toe die skip meegesleep is en nie teen die wind op kon seil nie, het ons dit opgegee en weggedryf. En toe ons onderkant 'n eilandjie kom wat Clauda genoem word, kon ons met moeite die sleepbootjie onder beheer hou. En nadat hulle dit opgetrek het hulle gebruik gemaak van hulpmiddels deur die skip onderom te gord. En omdat hulle bang was om op die Sirtis te lande te kom, het hulle die seile neergehaal en so het hulle dan weggedryf. En terwyl ons geweldig deur die storm getuister is, het hulle op die volgende dag van die vrag uitgegooi en op die derde dag het ons met ons eie hande die skeepsgereedskap uitgegooi. En omdat die son en ook die sterre baie dae lank nie geskyn het nie en 'n ewige storm ons gedruk het, is eindelik alle hoop om gered te word ons ontneem. En nadat hulle lank sonder ete was, het Paulus in hulle midde opgestaan en gesê: "Wanneer julle moes na my geluister het en nie van Kreta afgevaar het nie en julle so hierdie ramp en skade bespaar het. Maar nou vermaan ek julle om moed te hou. Want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie, maar alleen van die skip. Want daar het in hierdie nag by my gestaan 'n engel van die God aan wie ek behoort, wat ek ook dien. En hy het gesê: Moenie vrees nie, Paulus, jy moet voor die keiser staan. En kyk, God het aan jou geskenk almal wat saam met jou vaar. Daarom hou moed, manne. Glo God dat dit so sal wees soos aan my gesê is. Maar ons moet op 'n sekere eiland strand. En toe die 14de dag kom, terwyl ons nog in die Adriatiese See ronddrywe, het die matrose omtrent middernag vermoed dat hulle naby land kom.
Daarom gooi hulle die dieploot uit en kry 20 van hom, en nadat hulle 'n bietjie verder gegaan het, gooi hulle die dieploot weer uit en kry 15 van hom. En omdat hulle bang was dat hulle miskien op rotsagtige plekke kon strand, het hulle van die agterskip 4 ankers uitgegooi en gewens dat dit dag word. Maar die matrose het probeer om uit die skip te vlug en die sleebootjie in die see laat sak onder die voorwendsel dat hulle ankers van die voorskip af wou uitgooi. Toe sê Paulus vir die hoofman oor 100 en die soldate: "As hierdie manne nie in die skip bly nie, kan julle nie gered word." Daarop het die soldate die toue van die sleebootjie afgekap en hom laat afval. Teen die tyd dat dit dag sou word, het Paulus almal aangemoedig om voedsel te gebruik en gesê: "Dis vandag die 14de dag wat julle in afwagting bly vas sonder om iets te gebruik. Waarom raai ek julle aan om voedsel te neem, want dit dien tot julle behoud. Want van niemand onder julle sal 'n haar van sy hoof val nie." Toe dit gesê, neem my brood, dank God in die teenwoordigheid van almal, en breek dit en begin eet. En hulle het almal moed geskep en self ook voedsel geneem, en ons was in die skip altesaam 276 siele. En nadat hulle met voedsel versadig was, het hulle die skip ligter gemaak deur die koring in die see te gooi. En toe dit dag word, het hulle die land nie herken nie, maar hulle het 'n inham met 'n strand bemerk waarop hulle van plan was om die skip te laat loop, as hulle kon. En hulle het die ankers afgekap en in die see laat lê, tegelykertyd die roertoue losgemaak, en hulle die voorseil tussen die wind opgetrek en op die strand aangestuur. En hulle het op 'n plek verval met die see aan weerskante en die skip laat strand, en die voorskip het vasgeraak en onbeweeglik bly sit, maar die agterskip is deur die geweld van die branders uitmekaar geslaan. Nou was dit die plan van die soldate om die gevangenes dood te maak, sodat niemand kon uitswem en ontsnap nie. Maar die hoofman oor 100 wou Paulus red, en het hulle verhinder in hulle voorneme en bevel gegee, dat die wat kon swem eerste in die see moes spring om aan land te kom. En die ander, sommige op planke en sommige op stukke van die skip. En so het almal behoue aan land gekom. 276 siele het ons gelees. Vers 37. Ons was in die skip altesaam 276 siele. En ook vers 20 tot 26 waar Paulus vir hulle sê skep moed. En vers 20. Omdat die son en ook die sterre baie dae lank nie geskyn het en die ewige storm ons gedruk het, is eintlik alle hoop om gered te word ons ontneem. Ons Here Jesus Christus is besig met iets baie groots in die boek Handelinge. Die Here Jesus Christus het aan daardie vervloekte kruis gehang. Hy het ook opgestaan. En nou sit ons Here en ons koning sy werk voort. Dis waaroor die boek Handelinge gaan. Dis die Here Jesus Christus wat sy werk nou voortsit hier op hierdie aarde waarna hy gekom het en waar hy gesterf het en waarvan hy opgestaan het uit die dood uit. Hy sit sy werk nou voort op hierdie aarde deur sy Heilige Gees. So begin Handelinge 2 ook met die uitstorting van die Heilige Gees. En dan sê die Here Jesus vir sy disippels in die begin, lees ons dit in Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Dis waar die boek Handelinge gaan. Die woord van die Here moet uitgaan oor die hele wêreld. Maar sal dit gebeur? Sal die Here se woord seëvier? Sal Handelinge 1 vers 8 gebeur? Soms lyk dit asof alles in die wêreld net die voortgang van die evangelie verhinder. Ek wil die Here dien, maar alles lyk net asof dit teen my is. Dit lyk amper asof alles in my lewe dit die hele tyd net wil verhoed vir my om die Here te dien en om getuies te wees van hom. In ons land lyk dit asof die goddeloosheid die oorhand kry. In die wêreld lyk dit asof die westerse liberalisme die oorhand kry. En die oorlog word net meer en groter. Die stryd in die evangelie lyk verwoed.
sal die woord seëvier. Sal die woord oorwin? Sal die evangelie tot in Rome kom, die uiterste van die wêreld? Lees in Handelinge 23 vers 11, lees ons hoe die Here daar vir Paulus sy belofte gee om aan vas te hou. Here, beloof iets daar vir Paulus. Lees Handelinge 23 vers 11, en die volgende dag het die Here by hom gestaan en gesê, hou goeie moed Paulus, want soos jy aangaande my in Jerusalem kragtig getuig het, so moet jy in Rome ook getuig. Nou wonderlik is dit dat Paulus die evangelie, die goeie boodskap wat hy dit mag bring tot in Rome nie. In Rome mag hy gaan getuig van die Here Jesus Christus wat oorwin het en van sy gees wat uitgestuur is. Maar, dit is belangrik. Die Here sê nie vir Paulus dat hy daar in Rome gaan aankom in 'n weelderige koets nie. Die Here sê nie vir Paulus, dit gaan 'n voorspoedige reis wees nie. Die Here sê nie vir Paulus dat almal daar in Rome vir hom gaan inwag en vir hom gaan hartlik verwelkom as hy daar inkom en so graag gaan wil hoor wat hy sê nie. Dis geen belofte wat die Here vir Paulus gee dat dit maklik gaan wees nie. En so gaan Paulus saam met gevangenes op 'n skip. Dit belangrik broers en susters, dit was nie 'n luukse passasiersskip soos wat ons dit vandag ken of soos wat ons miskien met 'n boot sou vaar nie. Dit was 'n vragskip gewees hierdie. Ons vrag op. Dis nie maklik nie. Pad wat Paulus stap is nie maklik nie. Kom die Here en hy maak Paulus se hande sterk vir die pad. In vers 2 lees ons dat Aristarchus van Macedonië ook saamgegaan het. En die voornaamwoorde wat hier gebruik word, hier in die begin, is ook ons. Met ander woorde, dit beteken dat Lukas, wat die Handelinge brief of boek geskryf het, dat hy ook saam met Paulus reis, op hierdie reis gaan, in hierdie vragskip, as gevangenes, so te sê. Dis wonderlik. Hulle vat die skaamte van Paulus se boeie, vat hulle saam met Paulus op. Vriende in die Here, is 'n groot geskenk en 'n skat van die Here. Vriende wat die evangelie en die woord van God uitleef en beleef en leef. Dit is goud werd. Hierdie vriende se reis gaan moeilik. Want hierdie evangelie moet nou in Rome kom. Wat lyk asof alles uiteen staan. Dit lyk asof al die winde van die hemelruim teen hulle was. Vers 4. En so kom hulle met baie moeite by 'n hawe uit. En die hawe word genoem Mooi Hawens. Maar die hawe lyk nie so goed om daar te oorwinter nie, en dan besluit die mees ervare seemanne om tog 'n bietjie verder te gaan, om by die hawe Phoenix te gaan oorwinter. Dan sê Paulus vir hulle, nee, moenie dit doen nie, bly hier, kom groot gevare. Nie te min gaan hulle. En dan loop alles heeltemal skeef, 'n woedende wind steek op, en dit lyk asof daar van hulle niks gaan oorbly nie. Die vrag van die boot word naderhand uitgegooi. Selfs die skeepsgereedskap wat nodig was om te vaar op die see, hulle het dit nodig te oorleef om ergens uit te kom, selfs dit word uitgegooi, so desperaat is hulle. Maar alles lyk heeltemal verloor. Dis met hulle gedaan. Alle hoop om gered te word is daarmee heen. Dit lees ons in vers 20. Hulle is gedaan. Alle hoop om gered te word is daarmee heen. Die storm van die lewe het losgebreek. Miskien dit in ons eie lewens nie waar nie, broer en suster. Die storms van die lewe losbreek. Alle hoop om gered te word is soos mis in die son, is soos kaf in die wind. Heeltemal radeloos en moedeloos. Baie is ons nie hier. Voel asof alles teen ons is. So ons wil alle hoop om gered te word, dit wil ons net laat vaar. Kom ons gooi net handdoek in.
en suster, tog, wat 'n goeie plek om te wees. Is dit nie vreemde woorde nie? Wat 'n goeie plek om te wees, as jy so in jouself heeltemal op en gedaan is. Dit is so anders as wat ons in die wêreld hoor, sê, gaan, wees gelukkig, wees bly. Wat 'n goeie plek om te wees. Want nou kan die Here begin wys wie hy is. Nou kan die Here begin om sy heerlikheid te wys, wanneer alle menslike planne tot nul, wanneer dit tot niks gekom het. Want al die eer behoort aan die Here. En ons broer en suster, aan ons kom daar geen eer toe nie. Ons is dood in ons sondes. Alles wat ons is en het, is net genade. En ons kom geen eer toe nie, alle eer behoort net aan die Here. En vra ons tog, ons sal die woord van die Here bedink. Staan die Here se belofte werklik vas? Die Here het iets beloof, sy woord het, en sy woord sal oorwin. Hierdie mense is gedaan, hulle het alle moed verloor. Want toe kom die stem van die woord, so daar in hulle midde op. Manne, hulle moes nog maar geluister het, sê Paulus vir hulle. Broers is hiermee verwy Paulus hulle nie. Paulus wys hiermee, dat daar autoriteit aan sy woord was. En dis nie belangrik, dis nie omdat dit sy woord was nie, maar omdat dit die woorde is van die lewende God van hemel en aarde. Daarom het sy woord autoriteit en gesag. Die Here kom en hy bemoedig Paulus met 'n engel self. Dit wys dat hy nie besonders was. Ons moet onthou, broer en suster, hulle het nie die woord, die Bybel gehad, soos wat ons vandag het, die volle openbaring van God. Hulle het dit nie daai tyd gehad nie, Paulus het dit nie daai tyd gehad nie, op die meeste het hy die Ou Testament al gehad. Ons het nou die volle openbaring, die woord van Genesis tot Openbaring. Daarom praat die Here nie meer met ons deur engele nie. Hy praat met ons deur sy woord. Daarom lees ons hier dat 'n engel aan Paulus verskyn. Kom bemoedig Paulus hierdie wanhoopige en hierdie hooplose mense op hierdie ellendige ou skip. Sê hy vir hulle, hou moed. Julle lewe sal gespaar bly, elke een van julle, maar die skip sal vergaan. En dan op die Here se tyd, kom gee die Here uitkoms. Belangrik dat ons dit sal sien, op die Here se tyd, kom gee die Here uitkoms. As hulle gedaan is, alle hoop om gered te word, as hulle dit laat vaar het, kom die Here op sy tyd met uitkoms. Hulle bereik land. Hoe bly is hulle nie gewees nie? Dink jy net as jy op daai skip was, hoe bly is jy nie gewees het om land te sien? Maar die matrose op die skip, hulle probeer vlug. Elkeen dink net aan homself. Dis hoe ons van nature uit onsself is. Ons het net ons eie belange voor oë. Ons dink aan onsself. Maar hierdie sê ook, broer en suster, iets van hoe gevaarlik hulle situasie was. As die matrose probeer vlug, dan beteken dit dat hulle besef het dat hierdie ou boot is gedaan. As die ervare seemanne, as hulle nou van hierdie boot af vlug, besef hulle, daar's niks meer oor. Gee nie meer raad om gered te word. Hierdie boot is nou gedaan. Op hierdie boot, sê hulle, gaan ons net doodgaan. Ons kan nie langer op hierdie boot bly nie. Maar kom Paulus het agter, dan sny hulle die seebootjie af, en laat hom verdwyn. En hy moes die see daar verdwyn. Die laaste bietjie, wat hulle nog kan vasthou, gered te word, is ook nou weg. Gaan dit. Word verteer deur die woeste see. Dan lees ons in vers 37, hoeveel mense was daar op daardie skip? 276 siele. En weer lees ons aan die einde, dat die wagte van die gevangenes ook wou doodmaak, want hulle was nog bang dat hulle ontsnap.
Maar weer gebeur dit anders. Elke een moet gered word. Maar dit gaan oor die Here se heerlikheid. Die Here wil sy heerlikheid openbaar. Weer gebeur dit anders. Elkeen word gered. Die een word doodgemaak van daai gevangenes. Elke een van die 276 siele word wonderbaarlik gered. Broers, die Here kon nie op 'n groter manier sy heerlikheid gewys het in hierdie benarde en in hierdie verlore situasie. Die Here kon nie op 'n groter manier sy heerlikheid gewys het in hierdie benarde en in hierdie verlore situasie. Elkeen van die 276 siele word gespaar. Hoe heerlik is die Here nie? Hy is so genadig vir hierdie gevangenes. Dis gevangenes. Hulle het die wet oortree. Hy is so genadig vir hulle. Hy is so barmhartig. Hy is so almagtig dat hy elke een van hulle red. Gevangenes. Die Here se majesteit is net so onpylbaar, is net so ontoereikend. Die Here is net so ontzagwekkend. Op die ou einde is die woord van die Here tog onoorwonde. Die woord van die Here seëvier. Dit was met hierdie mense gedaan, alle hoop om gered te word, het hulle laat vaar, alles is verlore, sê hulle. Nou aan die einde van die Lukas evangelie, selfde skrywer, as die boek Handelinge, lees ons daar iets soortgelyks. Die Emmaus-gangers stap ook daar, dan kom daar skielik iemand in hulle midde. Maar hierdie manne is ook hooploos, hulle is ook moedeloos. So stap hulle terug na hulle dorpie Emmaus toe. Hulle sê, ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos, maar nou is dit vandag, weet dit alles, die 3de dag, vandat dit alles plaasgevind het. Dis natuurlik die Here Jesus van wie hulle hier praat, en van sy kruisiging. Alles het op niks uitgeloop nie, sê hulle. Tenminste, so het hulle gedink. Op die ou einde is alle hoop om gered te word, hulle ontneem. Daar hang hulle Here, hang hy naak aan die kruis. Hoe hooploos, hoe moedeloos is dit nie? Maar binne enkele oomblikke, terwyl hierdie manne nog so besig is, dieselfde dag, binne enkele oomblikke word hierdie manne se harte brandende, hierdie Emmaus-gangers. Toe hulle besef dat alles gaan oor Christus, toe hulle besef, die hele Ou Testament is vol van Christus, en hy wat moes kom lei het, en wat sy heerlikheid moes ingegaan het, na hy opgestaan het, toe word hulle hart brandende. Hulle Here het opgestaan. Die harte brand. Nou net was hulle nog moedeloos en hooploos. Deur die diepste swaar kry en lyding kom die heerlikste heerlikheid. Die grootste lyding en die swaar kry het gebeur aan daardie kruis toe die Messias, die Christus, toe hy daar die toren op ons sondes moes dra, die toren van die Vader, toe hy dit gedra het. Maar so kom die heerlikste heerlikheid. Hierdie Messias, die Christus, hy kon met sy perfekte offer, kon hy voor sy Vader en ons Vader gaan verskyn het. Hy kon met die voldoening, hy kon daar met die volle betaling gaan verskyn hy daar voor die troon van die Vader. Die woord het oorwin. Die woord het geseëvier. Johannes 1 se woord, Jesus Christus, hy het oorwin. Die Here se woord oorwin altyd. Ons is baie keer soos moedeloos en hooploos. Die woord het oorwin, broer en suster, en die woord sal oorwin. As ons planne op is, dan kan die Here eers nou regtig begin om homself te verheerlik in ons lewens. Hy doen dit. Die Here verheerlik homself. Wanneer ons alle hoop om gered te word, laat vaar. Kom bring die Here uit die verlossing. Te sien die Here se genade, sien sy barmhartigheid, sien sy liefde, sy omgee, sy almag, sy majesteit, sy heerlikheid. Soek hom, dien hom. Aanbid hom, luister na sy woord. Soek sy eer in jou lewe.
Ons gaan lewe in hierdie oorwinning van die woord van die Messias, die Christus van die woord, waaroor die hele woord gaan. Deur die diepste swaar kry, kom die heerlikste heerlikheid. Want dan kom ons los van onsself. As ons deur hierdie diep swaar kry gaan, kom ons los van onsself. En dan kom ons by die Here. Kom ons by sy genade, by sy liefde, sy omgee, sy almag, sy heerlikheid. Deur die diepste swaar kry, kom die heerlikste heerlikheid. So verheerlik die Here homself. Deur die diepste swaar kry daar van die kruis op Golgotha, daar kom die heerlikste heerlikheid. En in hierdie oorwinning wat reeds behaal het, in hierdie oorwinning kan ons gaan lewe. God verheerlik homself en hy sal dit steeds aanhou doen in ons lewens. Die woord het gesê en hy doen steeds. Die woord het en sal oorwin. Gaan lewe geliefde, gaan lewe in hierdie oorwinnende woord en Christus wat oorwin het. Ons Here het oorwin, sy woord het oorwin. Gaan lewe in hierdie woord. Gaan verdrink in hierdie woord. Gaan bring hierdie woord. Daar waar jy lewe elke dag, hierdie woord wat oorwin het. Here se woord kan nie gekeer word nie. Ons kan moed hou in hierdie woord in Christus. Die Here verheerlik homself. Amen. Ons antwoord, dan sing ons Psalm 71. Daarvan sing ons die eerste, die 5de en die 6de vers. Daarna gaan ons saam bid. Onse Vader wat in die hemele is, hy is altyd getrou. Ons is so geseën dat ons nie hoef te wonder wat U wil hê, wat U van ons verwag nie. Nie te wonder oor wat U doen nie, wat U gedoen het nie. Ons hoef nie tevrede te stel met ons dade om daardeur so iets by U te
verwerf nie. Ons dien wonderlike Here. Het is vir ons sonder goed en lieflik om U te aanbid en U te dien. Ons wil U lief hê. Met alles in ons. Ons is ons lewe aan U verskuldig vir dit wat U in ons en aan ons gedoen het. Ons dankie vir die woord. Wanneer U ons leegmaak van onsself en volmaak van U. Ons pleit vir die genade as ons hierdie week ook nou ingegaan het. Mag ons ook vandag waarlik rus in U. En so ook hierdie week in te mag gaan, om ons werk te gaan doen, getrou te gaan doen, om ook hulle te gee, minder het as ons. Ons bid en ons pleit by U verwysing, hoe om te help. Baie keer gaan ons hulp ook net oor onsself. So pleit ons by U, dat ons waarlik die Here sal soek, in ons lewenswandel elke dag. Bevry ons van onsself wat slawedrywers is. Bring ons nog by U, wat goed is en getrou is. Ag Vader, ons dankie vir die reën wat U so wonderlik gee. U is die een wat vir ons versorg, nie 'n winkel of mense nie. Ons dankie vir verbondskindertjies, ons bid vir ons verbondskinders, waar hulle ook nou eksamen skryf, dat U hulle sal verskraag en hier naby sal wees, dat dit rustig sal maak in hulle, dat hulle ook nog meer en meer mag steeds groei, om U te ken en te dien. Here, ons bid al hierdie dinge in ons Verlosser Jesus Christus se naam. Amen. Voordat hier ons wegstuur met sy seun, sing ons saam Psalm 79, waarvan die eerste en die 9de strofes, vers 9. Dan sal die volk die eie kudde weer, wat U wou lei en deur U stap regeer. Dan sal ons sing tot in die nageslag van U vermoë en onverwindere, U onoorwinbare, dit wat nie oorwin kan word nie, onverwinbare krag. 79, 1 en 9. Sal U seën en U behoed. Die Here sal sy aangesig oor U laat skyn en U genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor U verhef en aan U sy vrede gee. Amen.